Ek is so bly jy is hier. Amen. Ja, dank die Here. Dank die Here. Dis lekker om saam te wees. En ek is so bly dat nie eers 'n lang naweek hou jou weg nie. Dankie dat jy vanmôre gekom het. Nou, miskien moet ek net gou vertel. Ek en my vrou het in die laaste 2 of 3 weke het ons gepraat en iets ontdek in die woord. En sy het Woensdag my voorgespring en dit met die dames deel, maar ek gaan so bietjie anders aanslag hê, maar ek wil graag oor dieselfde gebeure praat. En ek wil graag vanmôre die tema van my woord wil ek noem gehoorsaamheid aan God se lewenslange belofte. Nou kom ons noem dit, kom ek vertaal dit eerder in ou Afrikaans. Vir die ouens wat bietjie ouer is. Gehoorsaamheid aan God se verbond. Gehoorsaamheid aan God se verbond. Maar in ons nuwe taal sê ons eintlik maar gehoorsaamheid aan God se lewenslange belofte. Nou net voordat ek aangaan, miskien net ter wille van julle, dis mos lang naweek, so ons kan dit bietjie anders doen. Net ter wille van. Nou in die Ou Testament moes as twee mense met mekaar 'n verbond sou aangaan. Dan is daar 'n hele ritueel wat hulle deur sou gaan, maar die verbond kan alleen eg wees as daar bloed betrokke is. Lyk nou of ek uit die Koran uitpraat. Die verbond kan net eg wees met die teenwoordigheid van bloed. En in die Ou Testament, as 2 manne of 2 konings met mekaar 'n verbond, sou hulle pols sny en hulle hande op mekaar sit en hulle bloed meng, om te sê van vandag af is daar 'n lewenslange ooreenkoms tussen ons. Nou, en as ons kyk na die Bybel, wil ek graag vanmôre met u praat in hierdie verband. Miskien moet ons gou sê, in die Ou Testament was daar 'n ou verbond. En in Christus leef ons nou onder 'n nuwe verbond. Nou, en ek wil hê ons moet vandag kyk na een van die mees geheimsinnige, maar diep heilige gedeeltes in die Ou Testament, die Ou Verbond. En miskien moet ons ook dit sê, in die Ou Verbond, in die Ou Testament, was die teken van daardie verbond, was die uiterlike besnydenis van alle kinders, alle mans. Selfs in die Ou Testament, as 'n man tot inkeer sou kom as hy weg was, en hy was nie deel van die verbond, is hy selfs as 'n volwasse besny. En dan sien ons dat met daardie verbond wat met God aangegaan het, wat eintlik 'n lewenslange ooreenkoms is daar met 'n mes in die hand van 'n mens die vlees besny. Maar vandag dien ons 'n God van 'n nuwe verbond. En hoe het hierdie nuwe verbond tot stand gekom? Hoe het dit plaasgevind? Nie meer die bloed wat daar in die hand van 'n profeet of 'n hoëpriester die kind met 'n vuursteen mes gesny het nie, maar deur die kosbare bloed van die Seun van God op die vloekhout van Golgotha. Nou,
As ons kyk na Jesus, Jesus het in ons plek die volmaakte prys kom betaal. Amen. Hoekom sê ons so? Want voor die kruis van Jesus was daar 'n kloof tussen God en mens, as gevolg van sonde. Is julle by my? En Jesus moes met sy eie bloed 'n brug kom bou tussen God wat heilig is en die mens wat sondig is. Met sy eie bloed. En as Jesus aan die woord is by die laaste nagmaal, hoor wat sê hy, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Is dit groot genoeg? In my bloed. Nou, so Jesus kom sê eintlik vir die mense, hierdie nuwe verbond is net geldig, omdat ek bereid was om met my eie bloed die prys te betaal. So, in die Ou Testament en die Ou Verbond, was daar twee baie belangrike goed. Eerstens, as 'n seentjie 8 dae oud is, moes hy besny word, want hy's 'n verbondskind. Dis die eerste belangrike ding. Die tweede belangrike ding is, dat in die Nuwe Testament kon daai verbond net geldig word deur Jesus se bloed. Want behalwe vir die kind wat op 8 dae oud besny moes word, moes die volk van die Here elke keer terugkom met die bloed van bokke en stiere, om die sonde te bedek, waar daar tussen hulle en God bestaan het. Maar as Jesus kom, dan kom sterf hy eenmaal, en hy skenk sy eie bloed, sodat ons sonde nie bedek moet word nie, maar dat ons sonde weggeneem kan word. Nou kyk wat sê die Bybel in Kolossense 2, oor hierdie verbond. Hy sê, in hom is julle ook besny. Okay, kom ons stop gou. Wie is julle? Sit gou jou hand op jou borste, dis nou ek. Dis nou ek. Hy sê, in hom, wie is hom? Christus. In hom is ek ook besny, met die besnydenis wat nie met hande gebeur het nie, maar deur die uitsnoering van die liggaam van die sondige vlees in die besnydenis van Christus. Christus Jesus se bloed het my sy kind gemaak. Ek is in 'n nuwe verhouding en 'n nuwe verbond met hom. 'n Lewenslange ooreenkoms. En wat sê die Bybel in 1 Johannes 1 vers 9? Maar na apostolie, as jy apostolie is, moet jy daai vers ken. 1 Johannes 1 vers 9 sê, want as ons sonde bely, wat gebeur dan? Dan sê hy is getrou en regverdig om my van al my sondes te vergewe en my van alle ongeregtigheid te reinig. Nou ek het al honderde male dit gesê hier, maar kan ek dit vanmôre weer sê? Daardie reinig en heilig beteken, dis nie iets wat een keer gebeur het en ophou nie, maar die bloed van, as jy aan Jesus Christus behoort, omdat jy jou sonde bely het en hom aanvaar het as jou saligmaker, is die bloed van Jesus gedurig deur besig om jou te reinig en te heilig en te was en skoon te maak. Elke oomblik van elke dag. Ek sien party van julle het vra. Kom ons sê gou vir mekaar, wanneer het Jesus die prys betaal? Op Golgotha, hoe lank terug was dit? Meer as 2000 jaar gelede. So, as Jesus die prys betaal aan die kruis, wat gebeur? Hy betaal die volkome prys, sodat hy my kan reinig en heilig. Beteken dit, hy het in die toekoms in al die sondes betaal.
So, die sonde wat ek môre en oormôre gedoen het, het hy al daarvoor betaal. En sy bloed reinig my van al my sondes tot en met nou, en die bloed van Christus, omdat ek aan Jesus behoort, en hy my saligmaker is, reinig hy my van al my ongeregtigheid. Kan jy nou verstaan hoekom sê die Here, hy kom sy bruid haal, en hoe lyk sy bruid? Sonder rimpel, maar dis nie moontlik nie. Jy kan nie perfek lewe nie, maar die bloed het reeds betaal. OK, ek dwaal bietjie af, ekskuus. So, in die nuwe verbond gaan dit nie meer oor 'n besnydenis, 'n uiterlike besnydenis van die liggaam nie. Dit gaan oor 'n besnydenis van die hart. Nou die profeet Jeremia het dit al voorspel in Jeremia 31 as hy sê, ek sal my wet in hulle binneste gee. Onthou in die Ou Testament het mense onder die wet geleef. In die nuwe verbond leef ons onder die genade van Christus. Hy sê, en ek sal my wet of my wil in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Weet jy wat? Ons het nou, die Here moet my help. Die Heilige Gees op Pinksterdag het gekom, nie net met wette en reëls wat op die kliptafels van my lewe geskryf is nie, maar die Heilige Gees het gekom om die liefde van die Here in my hart wakker te maak. Die Heilige Gees het ook gekom, en hierdie klink vreemd, maar die Heilige Gees het nie deur die liefde van God aan my bekend kom maak nie, hy het ook my kom in help, sodat ek in vrees vir die Here sal leef. Nou vrees is nie bang nie, vrees van die Here is respek, eerbied vir wie hy is. As jy in die Ou Testament gaan lees, elke keer as selfs net 'n engel van die Here aan mense verskyn het, hulle op hulle knie neergeval en sê, heilig, ek is nie waardig nie. Jy sien, gehoorsaamheid onder die nuwe verbond is nie 'n gewigtige swaar las wat ek van wettiese mooi praatjies moet hou nie. Nee. Om gehoorsaam aan die Here te wees, is 'n direkte en natuurlike vrug van dit wat die Heilige Gees in my binneste gedoen het. Onthou, ek is gewederbaar, ek is nuut gemaak deur die Heilige Gees. En Jesus woon in my deur sy Gees. Ek wonder of ek jou kan deurmekaar maak. Ek is Gees. Ek het 'n siel en ek bly in 'n dop. Die belangrike is nie die dop nie. Die belangrike is die Gees. OK. Jesus self sê in Johannes 14, hy sê, as julle my liefhet, wat sal julle doen? Sal julle my gebooie, my wil, my verlange, sal julle bewaar. OK. Is julle nog hier? Daar's 'n ou en 'n nuwe verbond. En ek wil graag begin vanmôre. God se opdrag vrywaar my nie van gehoorsaamheid nie. Kan ek vanmôre gou sommer myself as 'n voorbeeld gebruik? Die feit dat die Here my geroep het, vrywaar my nie van gehoorsaamheid nie. Die feit dat ek, en ons gaan nou kyk na Moses. Die Here roep vir Moses,
maar dit vrywaar hom nie om in alle tye gehoorsaam te wees nie. Is julle hier? OK, kom ek gee net so vinnig agtergrond. Wie's Moses? Onthou jy vir Moses? Die ou wat in die paleis groot geword het, en toe op 'n dag, toe besef hy, maar ek is tussen sondaars, dis nie my eie mense nie, dis my eie God nie, dis nie my eie verhouding met die waaragtige God nie. En Moses trek weg na die woestyn toe. Min of meer toe hy 40 jaar oud is. En Moses gaan bly in die woestyn vir 40 jaar. Die woestyn se naam is Midian. En hy vlug woestyn toe, en toe hy in die woestyn is, ontmoet hy 'n man met die naam Jethro. En Jethro sien vir Moses en hy dink, hierdie is my kans. Hierdie is so oulike ou, ek gaan hom aan my dogter voorstel. Hallo, is dit die waarheid? Dit is die waarheid. Jethro stel hom voor aan sy dogter Sipora. En Moses en Sipora trou, en dan word 2 kinders gebore. Die eerste een is Gersom. Nou Gersom beteken eintlik 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Weet jy, dit het betekenis. My seun word hier gebore, maar eintlik is hy 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Want ons hoort eintlik nie hier nie. Die tweede seun is Eliezer, wat beteken, die God van my vader is my hulp. Ek is in die woestyn, maar ek weet, dis nie die eindbestemming nie. En dan, na hierdie gebeure, dan gebeur daar 'n wonderwerk. Moses is op die berg, en Moses sien 'n bos wat brand. En daar by die brandende bos ontmoet hy God. En die atmosfeer is so heilig, want waar God is heilig. Onthou, God kan hom nie assosieer met verkeerde nie. Waar die Here is heilig. En ons lees van hierdie Moses, 'n groot leier, 'n bevryder van Israel, die man van God. En die Here praat met Moses daar by die bos. God se vuur val. God se stem praat. En Moses word gesalf met krag en wondertekens. U ken dit. Is dit die waarheid? En die gevaar daarvan is juist dit. Is dat wanneer ons dink die Here maak bemoeienis met my, waar ook al, dan dink ons nee, ek is okay. Hierdie bonatuurlike ervaring maak dat ek anders is as ander mense. Maar dit regverdig my nie van ongehoorsaamheid nie. Hierdie God van die brandende bos is ook die God wat met jou praat oor die goed wat verkeerd is. Onthou, God is heilig. Die Bybel sê vir my, as ek reg verstaan, dat God is so heilig, dat die engele skare saam met die apostels heeltyd uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Dag en nag. Nou, om terug te keer na Moses. Moses het hierdie bonatuurlike ervaring. Hy ervaar God se heerlikheid, God se grootheid, God se majesteit. Die Here praat met hom. Maar voordat Moses na Farao toe kon gaan en vir hom sê, laat my volk gaan,
moes die Here eers met Moses praat en vir hom sê, sorteer jou lewe uit. Nou, ons is Pinkstermense, ons glo almal in die krag en die gawes van die Heilige Gees, maar luister, die feit dat die Heilige Gees en die gawes deur jou werk, beteken nie, jy kan vleeslik ongehoorsaam wees nie. God is heilig, en die Heilige Gees word nie verniet genoem die Heilige Gees nie. So, my eie gehoorsaamheid aan God, moet altyd enige vorm van diensbaarheid voorafgaan. Nou, die tweede belangrike ding wat ek vanmôre vir jou wil sê. Die erns van God se verbintenis, daai verbond, daai ooreenkoms, loop saam met God se heiligheid. Nou, Moses het hierdie ervaring, hy het hierdie roeping, en die Here praat met hom, en die Here sê vir hom, gaan. En Moses is so opgewonde. Weet jy hoe lekker is dit as die Here met jou praat? En die oomblik as jy weet, ek is gehoorsaam. Maar Moses gaan, en die probleem wat hy het, sy klein seentjie is nog nooit besny nie. Nou, in Genesis 17 het God 'n ewige verbond met Abraham gesluit en sy nageslag. En hy het gesê, die uiterlike, hoor gou mooi my woorde, die uiterlike ononderhandelbare teken van hierdie verbond, hierdie ooreenkoms, was die besnydenis van elke manlike kind op die 8ste dag. Hoor wat sê Genesis 17. En God sê uitdruklik, hy sê, en wat die manlike persoon betref, die onbesnedene, daardie siel moet uit die volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond God is taamlik ernstig hieroor. En Moses is op pad om die volk te gaan leer om God se wet te onderhou, maar in sy eie huishouding lê daar 'n onbesnede seentjie. Nou, daar kan baie redes wees. Waarskynlik as gevolg van die kulturele druk van die Midianiete, die skoonfamilie. En weet julle wat? Die ergste vir enige nuweling in 'n nuwe familie is die skoonfamilie. Want hulle is nie altyd skoon nie. En onthou julle daai skoonma. Moses het druk gehad van sy skoonma. Onthou, ons is Midianiete. Miskien was Moses maar net jammer vir die kind. Moses het eintlik 'n kompromie aangegaan. Hy het God se verbondsteken uitgestel om vrede in die huis te hê. Kom ons stop net gou hier. Kom ek herinner u. Dis dieselfde Moses by die brandende bos. Wat God ervaar, God hoor, God beleef. En nou is hy bang. Hy wil gaan en wie het hom gestuur na die volk toe? God het hom gestuur. En op pad gebeur daar iets. Hierdie selfe Moses wat die stem van die Here hoor, hy ontvang hierdie bonatuurlike roeping. Hy hou die staf van die Here in sy hand. Hy's geoormerk om die magtigste ryk, die magtigste volk, Egipte, op hulle knieë te dwing. En om God se volk te bevry onder die slawerny. Hy's 'n gesalfde van die Here.
Maar dan lees ons wat gebeur in Eksodus 4 vers 24 oor hierdie groot ervaring. Hy sê, en op pad in die herberg het die Here hom tegemoet gekom. So, Moses is op 'n missie. Maar op pad soontoe, toe ontmoet die Here hom. En hoor wat gaan die Here hoor gou, hoekom ontmoet die Here hom? Want hy wou hom, hallo, dis dieselfde Moses. Dis dieselfde ou wat nou net deur die Here uit verkies is, daardie belewenis. En nou sê op pad, wat 'n skokkende, vreesaanjaende werklikheid. Waarom sal die Here 'n man wat hy self geroep het, self toegerus is en self gestuur het, om wou ontmoet om hom dood te maak? Kan jy jouself voorstel? Die antwoord lê nie in Moses se roeping nie. Die antwoord lê nie in sy potensiaal nie. Die antwoord lê in sy gehoorsaamheid. En hoe belangrik die verbond met God vir God is. God openbaar hier 'n ewige koninkryksbeginsel. As God 'n lewenslange ooreenkoms met iemand aangegaan het, hou hy hom, hy hou hom skuldig aan daardie verbond. En daar's geen kompromie met God se heiligheid nie. Daar's geen kompromie nie. En in hierdie kritieke, lewensgevaarlike oomblik, waar die profeet magteloos is, en onder die oordeel van die Here, kom 'n vrou. Ek hou nie hiervan nie. Daar kom 'n vrou en sy tree in. Haar naam is Sipora, Moses se vrou. Kan ek vir julle gou ietsie vertel? Baie pastore se redding het al gekom as gevolg van sy. Ek wil dit nie hoor nie. Maar is die waarheid. 'n vrou uit Midianitiese afkoms. Maar 'n vrou wat op daardie oomblik 'n groter geestelike onderskeidingsvermoë en profetiese dringendheid het as die profeet self. Sy verstaan, jy kan nie karring met God se verbond nie. Sy verstaan dat God se verbond nie meer geonderhandel kan word nie. Jy kan nie spot met die Here nie. As jy in sonde leef, spot jy met die Here. Ongehoorsaamheid spot met die Here. En vandag herinner die Heilige Gees dat ek en jy dien dieselfde God. En kan ek net so terloop sê, God het nog nooit verander nie. Die God van gister en eergister is dieselfde God van vandag en môre. Hy soek radikale, onvoorwaardelike gehoorsaamheid. As die Here praat, verwag hy jy moet luister. Weet jy wat? Die Bybel sê in Hebreërs 12, hy sê ons God is 'n verterende vuur. Luister, as ons met God te doen het, het ons nie met ons maatjie te doen nie. Ons het ons God, hemelse God en Vader, die Allerhoogste, die Almagtige, die Ewige, die ewigdurende God van hemel en aarde. As hy praat, moet almal luister. Ek is jammer, maar God is God. Die brandende bos was 'n openbaring van God se teenwoordigheid. Maar daai ontmoeting van Moses op die pad
praat van sy heiligheid. Hy kan jou roep, hy kan jou aanraak, hy kan wat ook al vir jou doen en beloftes gee, maar as jy nie hoor nie, wat het die ou mense altyd gesê, die ou tannies, die skoonmaas, as jy nie wil hoor nie, jy sien, jy kan nie 'n verbond ignoreer nie, en verwag dat die God van verbond jou net gaan los nie. En baie van ons, ag, die Here sal verstaan. God verstaan glad nie. Hy praat en jy wil nie luister nie. Dit bring my by daai vrou Sipora. Sipora is eintlik vir jou en my 'n profetiese instrument van aksie. Toe God se oordeel oor Moses toeslaan. Nou ek dink, ek het nie bewyse nie, maar ek dink wat gebeur het, die toorn van die Here word vaardig oor Moses. En Moses raak ewe skielik siek, dodelik siek, en hy slaan neer verlam. Magteloos, broos. Daar moes iets met Moses gebeur het, wat Sipora se oë oopmaak. En sy besef, ek het hier met 'n groot God te doen. Ek sal self moet optree. Nou, Sipora is hierdie Midianitiese vroukie. Ek dink nie sy was baie groot nie. Want haar naam, Sipora, beteken eintlik maar 'n klein voeltjie. Of 'n mossie. Sy klink broos, klein, fyn. Maar na gees is sy 'n leeu. Sy besef dadelik, wat is die oorsaak van die krisis? Die Here het gesê, ons moet hierdie seentjie besny. Ons het dit nog nie gedoen nie. En sy tree op met geestelike insig, met moed en durf. En hoor wat sê die Bybel in Eksodus 4. Toe neem Sipora 'n skerp steen. Kan jy jouself voorstel wat dit in 'n ma moet doen? En sy sny die vooruit van haar seun af en werp dit voor die voete en sê, waarlik, jy is my bloedbruidegom. So sy neem 'n 4-steen mes. Wat 'n herinnering is van die rou, ongetemde instrumente van opoffering. Sy aasel nie. Sy doen wat die profeet moes doen en nie gedoen het nie. Sy sny die area van ongehoorsaamheid weg en werp dit aan die voete van Moses. En weet jy wat sê die Bybel dan? Weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê, toe het hy van hom afgewyk. Die oomblik toe hulle doen wat reg is, toe haal die Here hom uit sy situasie. Wat wil die Here vanmôre vir jou en my sê? Terwyl jy gehoorsaam is jy veilig, maar waag dit om ongehoorsaam te wees. Wat 'n geweldig, weet jy, hierdie vrou, Sipora, ons praat baie keer van intersessie. Wat beteken intersessie? Ek tree in namens iemand anders. En Sipora tree eintlik in namens haar man.
Ja, terwyl ek hieroor dink, toe dink ek, waar is die vroue so Sephora in hulle huise? Mense wat nie sit en kyk hoe die vyand en die oordeel van die Here oor 'n gesin hulle vernietig nie, maar wat sê, genoeg is genoeg. Mense wat sê, ek gaan ophou om kerk te speel, ek gaan die mes van die woord neem, want die woord, sê die Bybel, is 'n swaard, is 'n mes. En die sonde van kompromie afsny. Luister, as die Here sê, as jy my liefhet, sal jy gehoorsaam wees. Jy sal doen wat ek wil hê. Nou, van uiterlike tekens na 'n nuwe verbond in die hart van die mens. Weet jy wat, as ons kyk na hierdie verhaal van Moses en Sephora, dis nie net 'n geskiedkundige gebeurtenis nie. Dis 'n geestelike les vir elkeen van ons. Dit dra magtige profesie aan elkeen van ons vandag. Weet jy wat, in die Ou Testament was die teken, die verbond, die besnydenis, die uiterlike besnydenis van die vlees deur die hand van 'n mens. Maar vandag, onder die nuwe verbond, word dit in jou hart plaas laat vind. Kan ek vanmôre vir jou sê, en voordat jy kom sê, ag pastoor, ons leef onder die nuwe verbond, ons is nie meer onder die wet nie, luister, kom ons sê vir mekaar, Jesus se eerste preek, die bergpredikasie. Het jy dit al gelees? Hy sê, die wet het gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê, en wat hy sê, is erger as die ou verbond. Het jy dit al gelees? Hy sê, in die Ou Testament, as 'n man met 'n buite-egtelike verhouding betrokke raak, is hy skuldig aan egbreek. Maar ek sê, as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy klaar egbreek gepleeg. Het nog niks gebeur nie. En weet jy wat, in die nuwe verbond, gaan dit nie oor 'n kind wat met 'n mes gesny moet word nie. Dit gaan oor die kosbare bloed van Jesus Christus, ons Here. Ek wil afsluit. Die Here wil hê, jy moet in privaatheid iets gaan doen. Die verbond beteken, dat sy woord is sy woord. Maar dit beteken ook, God is bereid om nie net sy woord te gee nie, maar ook sy hart. En wat verwag hy van jou? Dat jy ook in woord en hart sal getrou wees. Hierdie verhaal van Moses en Sephora roep ons vandag tot verantwoording. Weet jy wat? Ons kan 'n klomp goed sê en ek kan dit nog sê, maar die lank en die kort is, God is heilig en hy's ernstig daaroor. God eis jou gehoorsaamheid. En miskien sal jy moet gaan stil word en sê, Here, lank genoeg is ek ongehoorsaam. Ek besef, U praat met my. Weet jy wat? Ek is vanmôre, wil ek vir jou kom sê, as jy weet wat jy doen is verkeerd, hou op om dit te doen. Die Here praat lankal met jou, hou op om dit te doen. En ek wil vanmôre eintlik, en nie net kom waarsku nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, die seën van die Here, jy kan nie verstaan hoekom ander geseën moet word en jy word nie geseën nie. Vanmôre hoor jy, die Here wil jou seën, maar jy moet gehoorsaam. Luister, ons kan nie mense beïndruk deur uiterlike goed nie.
Ons is hier om God te beïndruk. Weet jy, daar's krag in onmiddellike aksie. As die Here praat, doen jy. Sipora het nie uitgestel nie. Sy het gesê. Sy het nie gesê Moses is die profeet nie. Sy het nie gesê hy lê siek, hy kan dit nie doen nie. Sy het geen verskoning gehad. Sy gryp die mes. Doen wat gedoen moet word sodat daar gehoorsaamheid in hulle huis kan kom. Luister. Die oomblik as haar bloed ter sprake is haar bevryding. Ek wil vanmôre vir jou kom uitnooi. Die Here wil iets vir jou doen. My vraag, is jy bereid om gehoorsaam te wees? Ek wil dit nie dik maak nie. Maar die Bybel sê, en ons is nou voor die nagmaal. Die Bybel sê, het julle al gelees in 1 Korintiërs waar hy praat oor die nagmaal? Hy sê wanneer julle by mekaar is, moenie haastig wees nie. Maak seker alles is reg. Want as jy nie reg maak voordat jy die nagmaal gebruik nie, bring jy 'n oordeel oor jouself. Hy sê daarom is daar talle wat siek is en al dood is, omdat hulle nie reg gemaak het met die Here voor die nagmaal nie. Gaan lees dit maar. Dis die Nuwe Testament. Dis die nuwe verbond. Wat is daar in jou lewe wat nog onbesnede is? Die Here roep jou vanmôre. Die Here wil vanmôre vir jou sê, jy's my kind. Jy behoort aan my en net aan my. Die Bybel sê, God is 'n jaloerse God, hy deel jou nie met die wêreld nie. Die Here wil vanmôre hê, jy moet in jou eie lewe inkyk en bietjie vir jouself vra, in watter area van my lewe is ek nie gehoorsaam nie? Miskien is dit in een of ander verhouding. Miskien is dit in jou verhouding met die Here. Miskien is dit in jou finansies. Luister, net so terloops, terwyl ek dink aan finansies. As jy nie saai nie, kan jy nie verwag om te maai nie. Miskien is dit in jou gedagtes. Dis nie jou skuld as jy nie môre wakker word en as een of ander gedagte nie, maar jy hoef nie te top oor die gedagte nie. Kom ons wees gou eerlik, partykeer kom daar gedagtes wat ek nie voorbereid voor was nie, al is hy hoe heilig. Ek hoef nie dit te oordink nie. Ek moet nie toelaat dat my gedagtes my lewe beheer nie. Ek word regeer deur die Heilige Gees. Miskien is dit kompromieë wat jy aangaan. Ek wil vanmôre vir jou vra, moenie toelaat dat jy iewers op pad heen is en God jou ontmoet. Hy wil jou nie doodmaak, maar hy soek jou hart. Hy soek jou hart. Hy sê, die Bybel leer vir ons, bewaak jou hart bo alle ander dinge. Dit is so, sy genade is hier, maar sy genade roep jou tot heiligheid. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. As jy vanmôre hier sit en jy sê, genoeg is genoeg. Ek jy met jou oë sluit, en vanmôre jouself in die hand van die Here gee. En ek wil jy moet saam met my bid. Ek wil vanmôre hierdie gebed bid. Ons kan nooit te veel bid nie. Bid hierdie gebed saam met my. Sê bietjie, Here, ek wil nie kompromieer nie. Ek wil hê die Heilige Gees moet my hart besny. Ek bring my huishouding. Ek bring my lewe. Ek bring my geheime areas vandag onder die bloed van die nuwe verbond. Here, vergewe my dat ek ongehoorsaam was en stel my in staat om gehoorsaam te wees. As jy vanmôre hierdie gebed saam met my bid, wil ek jou vra,
Steek bietjie jou hande op en sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor. Ek gee oor. Ek gee oor. Nie my wil nie, U wil. Nie my vlees nie, my gees. Here, vanmôre wil ons onsself oorgee. Ons wil ons hande opsteek as 'n teken van oorgawe. Hier is ek. Here, mag U verheerlik word. Mag U woord met my praat. Mag U woord diep insny en alles wat nie daar hoort nie wegvat. Laat die vuur van U Gees dit verbrand wat nie daar behoort te wees. Laat U Gees my leer en lei in die volle waarheid. In Jesus naam. Amen. Glo jy, as jy vanmôre jou hande opgesteek het en jy sê, ek gee oor, dat die Here dit raak sien? Dink jy die Here sien dit raak? Natuurlik sien die Here dit raak. En ons gaan nou, dit wat die besluit, die keuse